Goed, nou vanoggend is een van daai moeilike boodskappe. Nou wie van julle weet baie keer, nou die dag, ja, toe sit daar iemand by my en is nou altyd een van daai gevalle wat jy 'n ding so moet inkleer om net nooit iemand te ontbloot nie. Maar ek sê toe vir die persoon, hierdie is vir my 'n baie moeilike gesprek. Nou, 'n moeilike gesprek dis nie 'n ding dat ek dit nie wil sê nie, maar ek hou nie daarvan om sekere dinge te sê nie, want ek sien die persoon so seer en alles, maar vanoggend is nou een van daai boodskappe wat ek weet dit moet gebeur, maar die tema is vergewe die vinger. Dit het nou niks, dit is nou geen aantuiging nie, geensins nie. Maar dis vir ons almal, want ons almal battles. So, as ek nou dit so wys vanoggend, is die tema vanoggend, kyk daar, 2 manne wat stoei. Nou, wie van julle het gestoei? Het jy gestoei? Ek het my lewe deur gestoei, in die binneman kultuur is stoei nou, is so, toe sê ek nou vir Irina, as jy nou stoei, so lekker, well done, yes. En so daar sien julle 2 manne wat stoei, en sien julle vat mekaar daarso. Nou ouens, ons het nou gisteroggend, toe kyk ons nou na verskillende prentjies. En Irina is altyd amazing met die prentjies wat sy gee, maar toe was dit nou eers een met die beker, of een wat so staan wat klaar gewen het, of een wat 'n ander ou vaspen op die grond. Maar toe kom ons op hierdie ene af, en toe sê ek, wel, hierdie is eintlik die foto, want hy is nog in 'n stryd. Maar die tema van vanoggend is, jy moet. So, jy moet. Dis nie altyd lekker om die vinger te wys nie, maar is nou die kant toe ook. Maar, so wys die persoon langs jou en sê vir hom, jy moet dit bemeester. Amen. So, almal van ons in ons battles, nou, iemand wat ek ken, nou die tannie is nou ongelukkig al dood, sy vertel my eendag, nou dit het in die 60er jare gebeur. Die tannie is nou self al oorlede, maar sy vertel toe sy 'n jong, nou nie 'n jong, toe sy net getroud is, het hulle 'n babietjie, en haar skoonma bly by hulle. Nou jy kan al klaar dink, dit is challenging. Goed, man. En haar skoonma is moeilik, en haar skoonma is sê sommer vir haar, sy glo nie in God nie, en sy's wetleend en al wat 'n ding is, en hierdie tannie het 'n babietjie, en die babietjie is moeilik, en die werk is moeilik, en dit gaan sleg. Nou, wie van julle kan, nou nie presies dieselfde nie, maar wie van julle kan omstandighede trigger, wat dinge nou, jy nou 'n omstandigheid trigger, wat jy in 'n situasie is, wat jy nie wil wees nie. Wie van julle was al daar gewees? En jy voel, jy kan niks aan die situasie doen nie. En so sê dan die tannie, dit is 'n huil en vreeslik, en so het hulle die naweek, maar die tannie hou nie van, die skoonma hou nie van haar nie. En is sommer lelik met haar en alles, en dit is sommer net 'n situasie. So kry hulle toe 1 naweek, in daai hele tyd 1 naweek, wat hulle by 'n ou oom en 'n ou tannie kan gaan kuier, wat vir haar soos 'n pa en ma figuur is, op 'n plaas, 2 dorpe verder, ook in die Karoo, maar dis nie Lyngsburg gewees nie. Maar, en so het iemand seker nou maar na die ou tannie gekyk vir die naweek, en sy die naweek so geniet, net om uit die situasie uit te kom. Lei dit 'n klokkie vir julle? Net om bietjie op die plaas te wees, uit die situasie, omstandighede uit te kom, maar daai Sondag agtermiddag, kan jy nou dink, toe hulle moet terugry, en sy besef, sy moet nou terugry, in hierdie jak situasie in. Sy moet nou terugry daarna, toe krek sy. Toe is dit net vir haar te veel om te handle. Nou, julle weet nou seker nou waarvan sy praat, en sy vertel, sy daar in die bakkie, en haar man het toe uitgeklim, en sy die ou tannie gaan roep, hy die ou tannie gaan roep, en net vir hom gevra, om net so bietjie by haar, net in die bakkie te klim, en net haar bietjie moed in te praat. Nou, ek haal my hoed af vir daai ou tannie, wat by haar in die bakkie geklim het. Nou, hoekom sê ek dit?
Baie mense sou die ou tannie vir haar gesê het, ja maar dit en dat en okay, so vark en al wat te goed van 'n skoonma ensovoorts en dan planne gemaak het om haar uit die situasie uit te kry. Maar toe hierdie tannie vir haar nou alles en sy nou alles, hulle nou alle prate gepraat het en alles. Hoor nou die wysheid van 'n ware mentor. Die ou tannie sê vir die jong vrou, daar's net een way, jy moet teruggaan. En sy sê toe hy sy eers, want sy het gehoop, klink dit nie vir u bekend nie, sy het gehoop, die tannie gaan vir haar 'n ander oplossing gee. En sy sê vir haar, daar's nie 'n ander way nie, jy sal moet teruggaan en hierdie situasie gaan face. Nou dit wou sy nie gehoor het nie. Maar hulle kom terug en ek kan nou nie vir u sê of dit maande of weke of jare was, nie jare nie, maar hoe lank dit was, maar dit was nie 'n lang tyd gewees nie. Toe raak die ou tannie baie siek en toe het sy die dominee gevra om by die ou tannie te kom draai. Tot haar skok was die tannie het gevra vir die dominee. Ander dag het sy gesê sy glo nie, maar nou vra sy vir die dominee. En die dominee was by haar in die kamer gewees en ek weet nie hoe lank was die dominee daar en toe hy uitkom het hy net gegaan. Maar toe hy uitloop, toe wys die dominee net vir haar so. En kort daarna is die ou tannie oorlede en na die begrafnis, toe kom twee dinge, kry die tannie twee nuus. Die eerste ene is, die dominee het vir haar gesê, jou skoonma het daai aand haar hart aan die Here oorgegee. So, wat 'n voorreg is dit nie. En die tweede ding is, die tannie het nie ander kinders gehad, net haar man. Sy het al haar geld, nie aan haar man nie, maar aan jou bemaak. En sy het alles geërf. En redelik nogal sterk geërf. Maar besides die punt nou van, laat sy alles geërf het ensovoorts, het haar skoonma by Jesus haar hart vir Jesus gegee, maar die uitdrukking wat ek vanoggend wil gebruik is, jy sal dit moet face. Daai slegte woorde, en dit is vanoggend, ons sê altyd die evangelie, wie van julle weet wat die woord beteken, die Griekse woord evangelios, wat die evangelie beteken, help my gou, wie van julle weet wat dit beteken? Goeie nuus. Nou dit klink nou vanoggend alles behalwe goeie nuus, stem jy saam, jy sal moet hierdie ding bemeester. Nou elkeen van ons van tyd tot tyd stoei met 'n battle, stem jy saam. Altwee die skrif sê, Paulus sê, en ek quoteer sommer net 'n paar skrifte net hierso. Dit is nie eens geskryf nie, maar ek noem dit net Efesiërs 6:12 sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hebreërs 12 vers 4 sê julle het nog nie ten bloede toe geworstel in julle stryd teen die sonde nie. So, en dan sê Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 1:18 sê hy, stry die goeie stryd, the good fight of faith. Wat sê hy in aanhoudend, hy sê dit by herhaling in 6 vers 12 en 2 Timoteus 4 vers 7, die laaste woorde van Paulus voor sy dood sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, the good fight, sê saam met my, the good fight, but you have to fight it. You have to fight it, but it's a good fight. So dis waaroor vanoggend gaan. Nou geliefdes, wie van u weet dat 'n mens se brein is soos elektrisiteit? Ek bedoel nou nie spark nie, dit is nou niks, gister was Valentynsdag en daar was 'n ou van Brakpan, hy het vir sy girl 'n sparkplak gegee, met 'n briefie wat sê, jy's die vonk in my lewe. Goed, maar so, maar in elk geval, so, ek weet nie wat het wie vir wat gegee nie, maar dit kom my nou nie toe nie, maar die lank en die kort is, 'n mens se brein is soos elektrisiteit, dit soek die pad van die minste weerstand. As jou liggaam, die van die wat oefen, draf of whatever sal weet, die oomblik as jou liggaam swaar beleef, iets swaars beleef, soek hy die pad van die minste weerstand, dan kompenseer jou liggaam. Dis hoekom in 'n gym is daar speel, nie suppose om vir jouself te kyk hoe die before en die after nie, dit gaan oor jou
bou, jou houding, hoe jy gym, of jy op die regte manier gym, laat ek nie so maak en so, laat my composure, wat sê, postuur, reg is terwyl iemand oefen of whatever, so dis, maar het gaan daaroor, want jy op die oomblik as jou brein vir jou sê, ek kry swaar, dan onwillekeurig kompenseer jou liggaam om homself te help. Amen. Nou wie van julle weet dit, maar ek dink almal weet dit seker, of dis dalk nou nie, maar almal sal sê, ja nee, dis eintlik so, maar net so is dit in ons lewens, in die mens se lewens. Die mens soek altyd die pad van die minste weerstand. Nou, vanoggend se boodskap is 'n boodskap oor beginsels en nie oor guilt nie. Asseblief, dit gaan oor toerusting. Amen. En ek vertrou, moet my asseblief nie verkeerd aanhaal of interpreteer vandag, want dan gaan my klein hartjie huil as u my verkeerd aanhaal, en u weet ek is baie lief vir u. Nou, Genesis 2 vers 25 het ons ander dag gesê, net voor die sondeval, was daar een skrif wat mense mislees. Genesis 3 gaan oor die sondeval, maar Genesis 2 vers 25, daai ou skrifie, net so klein skrifie, maar met 'n geweldige betekenis, die sê die volgende woorde, man knew no shame. So as die duiwel 'n generasie wat onthou, hy haat God, so hy haat dit wat God gemaak het, hy haat die mens, so as hy die mens wil, as hy 'n generasie wil uitwis, val hy die mens aan met iets wat hy nie ken nie, of weet hoe om dit te handle nie. So dit is die mens het nie geweet, dit het nie so seer gegaan oor die appeltjie nie, dit het gegaan oor shame. Stem jy saam? Dis hoekom Jesus die eer in die laaste woorde voor hy sy leidingsproses deurgaan, sê ek altyd, was die laaste woorde van Jesus in Johannes 17 vers 22, Father, the glory you have given me, I've given to them. Ek het gekom om hulle heerlikheid en hulle eer, die teenoorgestelde van shame, hulle glory vir hulle terug te gee wat Adam en Eva verloor het. Goed, they knew no shame. En die ander dag, toe kyk ek bietjie na daai woorde, they knew no shame, toe sien ek het nou laasweek met klein Lelieke se inseëning, sê ek moes het ek die week voor het so bietjie weer die voorreg gehad om in die Hebreëus in te gaan delf en 'n klomp goed te sien, maar toe was dit net vir my so amazing ouens. Hoor nou mooi, man knew no shame. Nou daai woordjie shame sien ek toe my genade is gekoppel aan die woordjie disappointment. Nou, as jy daarin lees ook, man knew no disappointment. Hulle het nie geweet wat is teleurstellings nie, voor die sondeval nie. Jy weet baie goed wat is teleurstelling, stem jy saam? Nou is ek teleurgestel as jy nie weet wat is teleurstelling. Goed, maar in elk geval, Genesis 1 vers 28 sê God het die mens gemaak en hy sê hy het die mens geseën. Nou daai woordjie geseën beteken hy die mens in staat gestel om 'n sukses te wees, om suksesvol te wees. Jy dink hierdie aan hierdie skrif, ouens, Jesaja 41 vers 2 verwys na die Nuwe Testamentiese gelowige wat in Christus is. Hy sê die volgende woorde en dit klink amper te goed om waar te wees. Hy sê, met elke voetstap wat jy tree, hardloop oorwinning jou tegemoet. Yes. Met elke voetstap wat ek tree, is oorwinning vir my beskikbaar. Dis hoekom God my noem meer as 'n oorwinnaar. Maar voel ek so, ouens, die keersy, die ander kant van die muntstuk is die vloek, stem jy saam? En wat was een van die straf of een van die gevolge of die uitvloeisels van die vloek wat sê jy sal baie arbei en min oes. Met ander woorde, wat is die vloek? Jy sit baie in en kry min terug. Met ander woorde, die basis van die vloek is gelyk aan disappointment. Die teenoorgestelde wat sê man knew no disappointment. Die mens het nie skaamte, hy het nie teleurstelling geken nie, hy het nie geweet hoe om dit te handle, hy het nie geweet wat dit is nie. En geliefdes, nou kom hy en die Here sê in die vloek is daar disappointment. Nou 'n laaste ding wat ek net ter inleiding wil sê. Soms, jy om daar soms. Okay, sal nou daar kom, maar soms, hoor nou gou mooi. Soms is ek in onrus vir twee redes.
of as gevolg van twee redes. Een rede is as gevolg van my eie sondes, en ek is nou nie 'n sondeprediker nie, dis nou relax nou, maar wie van u weet, as ek die gees van God bedroef, dan ervaar ek onrus in my hart. Halleluja, is dit nie goeie nuus nie, ouens? Goeie nuus nie, maar die realiteit nie. En aan die ander kant van ook, soms is ek in onrus as gevolg van vervolging, of omdat daar 'n aanval op my bediening is, ensovoorts, en mense voel onrustig, met ander woorde, die vyand loods 'n aanval op jou lewe, of op jou bediening, of op jou menswees. Goed, dis twee lede, maar die rede is, in beide gevalle is daar 'n oorwinning wat ek moet kry. In beide gevalle, of het deur my eie toedoen is, en of het net stryd 'n aanval van die vyand is, in beide gevalle moet ek oorwinning kry. En dit is waaroor ek vanoggend wil gesels. So ek gesels nie vanoggend oor 'n aanklag of iets, niks, dit het niks daarmee te doen nie, maar kom ons blaai na Genesis toe. Dan kyk ons na die verhaal van Kain wat vir Abel geslaan het, en dan kyk ons net na so 'n bietjie dieper vanoggend. Wat het in die emosies van Kain ingegaan? Nou wie van u het ook geleer hoekom God nie Kain se offer aanvaar het nie, is omdat Kain se offer se rookie skeef getrek het. Maar wie van julle het dit geleer? Nog nooit gehoor nie. Okay, ek het dit nou maar van kind wees af, het hulle altyd gesê, ja, dis omdat Kain se rookie skeef getrek het. Goed, maar nou weet ons, dit is nie die waarheid nie. Goed, vers 4. En die mens, dis nou Adam, het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar, en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel, wanneer mooi, het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. So dit was verskillende boere, en na verloop van tyd, nou hierso is, die rede is klaar hierso, dit staan hierso, hoekom God nie, sê gou saam met my, God nie Kain se offer aanvaar het nie. Hy sê, en na verloop van tyd, het Kain, kyk gou mooi daar in jou Bybel, van die vrugte van die land 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Nou daai woordjie aansien of aangesien beteken he respected, of hy dit geag. He counted it value. Goed, so met ander woorde, hy het dit geag. Nou hy sê daar so, hy het Abel se offer geag, in vers 5, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Goed, nou pos gou daar so, wat is hier aan die gebeur? Hoekom dit staan daar so straightforward soos dit? Wie gaan gou vir my antwoord en sê, hoekom het God Abel se offer aangesien of geag, hoekom het hy Kain se nie geag nie? Jy sien daar, jy het nou die notas gesien. Nee, Kain, hy het net die offergaats geoffer, sommer iets van sy oes, maar Abel het die eersgeborene geoffer. Yes, ja, sy, so, ouens, so straightforward, God is nooit manipuleerbaar nie. Ek onthou, ek het in die sonnaarskool gesit, en ons pastoor het eendag vir die sonnaarskoolkinders so lesie kom aanbied, en hy het vertel, en wie van julle het, en ek het dit al genoem, maar toe jy kinders was, het jy moes met diertjies gespeel, jy het 'n bees en 'n skapies gehad, en 'n kraaltjie, en bou jy daar 'n kraaltjie. Kinders het dit nou nie meer vandag nie, maar in elk geval, het julle nog met dit gespeel, en met daai diertjies, en hy vertel toe Pietie en Gertjie speel met mekaar, en hulle speel plaas of boer, of as Rian dit nou sal hy sê boer. Nee, ek joke nie, maar in elk geval, en so het hulle ook nog geleer van 'n offer, en Gertjie sê vir Jannie,
Kom ons offer ook bietjie van ons diere op vir die Here, en die een ouetjie sê vir die ander, kyk, die hond het hierdie ene gebyt en sy halwe been is af, so kom ons offer hom aan die Here. Goed, en ek onthou nog, toe ek klein was, toe die pastoor dit sê, toe weet ek het 'n skapie gehad, so wit skapie, en sy been was afgewees. En toe sien ek dit, en toe sê hy nog ook, dat God nie tevrede is met die ofkats nie. So dit is waar het gaan. Nou, ek het dit geleer, toe ek klein was, so ons almal behoort te leer. So die lank en die kort is, ouens, God is nooit manipuleerbaar nie, hy is die rots van die eeue, en sy beginsels is vas. Stem jy saam? God buig nie. Halleluja. God buig nooit, so sy beginsels buig nooit. Gravitasie het nog nooit aangepas by my gevoelens nie, stem jy saam? As ek hartseer of depressief voel, gee gravitasie my nou 'n bietjie grace. Nee. Nou ouens, net so, hy soek jou beste, en also, dis hoekom ek sê, André, ek het hier geskryf, hy soek jou beste, nie jou ofkats of jou krummels nie. So ouens, nou, dit is wie God is. Nou as ons, ek gaan nou nie terwille van tyd, gaan ek nou nie daar lees nie, maar gaan lees op die eie, asseblief. Nou, daar is 'n gewellige aanslag. Kom ons kyk nou eers so 'n bietjie na die negatiewe, dan gaan ons kyk na die positiewe, as dit alright is so. Nou, daar's 'n geweldige aanslag teen tiendes. Nou ouens, u kan gaan kyk, hoor nou gou mooi, komende, dis nou vir my die moeilike deel om te sê, komende van die predikant, want dan sê hulle, okay, ja, jy soek net weer geld. Maar in elk geval, jy sal altyd sonder enige uitsondering, sal jy altyd hoor, die ou wat vir jou op Facebook sê, tiendes is Ou Testamenties, is altyd iemand wat buite kerk staan, wat veroordelend na die kerk kyk, wat ergens seer gekry het in sy lewe in kerk, en nou is hy bitter of verbitterd, en nou kap hulle altyd, die kinders van die Here, en tiendes en alles, en dit is sonder uitsondering, en die kan maar gaan kyk, en hoe kan 'n ou luister, iemand het eendag gesê, hoe kan ek luister na iemand wat verbitterd is? Sy raad is nie goeie raad nie. Nou ouens, tiendes is verseker nie Ou Testamenties nie, ek kan dit vir ons kan nou klom daar skrifte, maar daai gedeelte in Maleagi 3 vers 6 is dieselfde scenario wat afspeel as wat wat by Adam en Eva, wat by Kain en Abel afgespeel het. Kain het God beroof. Straight forward. Is dit so of is dit nie so nie? Hy het die eersteling wat aan God behoort, het hy nie gevat nie, en hy het maar die ofkats gegee, terwyl God is. En net so sê die woord vir ons, leer die woord vir ons in Maleagi, hy vra daar die vraag, eerstens hy sê, kan ek God beroof? En dan sê hy, waar is my eer? Dit is, gaan lees daar, dit is waar die boek Maleagi gaan. En dan sê hy, hoekom gaan dit sleg? Dan sê eerstens, hy sê, ek lig net 'n paar punte wat daar staan, God verander nie. Halleluja. So God het nie verander nie. Tweedens, hy sê hierso, maar die Here wil terugkeer. Die Here wil terugkeer. Ouens, dis 'n baie hartseer boodskap, sê my saam, as God sê hy wil terugkeer, dit klink goed, maar wat dit eintlik sê is, God het onttrek. En dan vra mense, hoekom gaan dit sleg? Amen? Ouens, daai staan in die Ou Testament met, maar het iemand geweet, het u geweet, die boek Jakobus en die boek Petrus staan in die Nuwe Testament. Wie van u weet dit? Goed, so is 'n paar wat dit weet. Nou het u geweet, in die Nuwe Testament sê, God weerstaan die hoogmoedig is. So as ek hoogmoedig raak in my hart, beteken dit ek bedroef God. Paulus sê vir die Efesiërs, hy sê, blus die Gees nie uit nie, en moenie die Heilige Gees bedroef nie. Ek weet, ek onthou toe ek 'n student was, toe kom 'n oom
dosent van Pretoria en hy gee vir ons klas eendag, hy het nog vir ons nuwe skepingswaarhede aangebied, oom Niels Prinsloo en ek het baie, nie Niels Prinsloo nie, Niels Prinsloo, ja. En hy vertel die dag, hy het gewerk in die tuin en sy werker maak droog en alles en hy vertel nog hoe hy met hom beklei het en alles en hy hierdie in 'n staat was van sy tyd wat hy in onrus was en hy beklei met almal en is met almal beklei, julle weet nou nie waarvan hy praat nie, maar in elk geval en hy sê daai aand, toe besef hy iets is uit plek uit in sy lewe, hy besef hy raak net so kwaad en iets is fout by hom en hy besef hy moet gaan en hy moet in sy binnekamer gaan en hoor nou wat het my geruk daai dag. Hy sê toe gaan kniel hy en hy sê vir God hy's jammer. En hoor hierdie woorde, hy sê dis dood. Julle weet mos nie waarvan hy nou praat nie, nee. En hy sê Here, waar is U? En God antwoord hom nie. En hy sê dis dood. Nou wie van julle weet waarvan hy praat? En hy besef, hy die gees van God bedroef. En daar's iets tussen hom en God, wat nie reg is nie. En hy sê, Here, ek bely. Ek wil net skoon kom. En hy sê, vergewe my, wys vir my uit. Hier is ek, soos Dawid gesê, die Here toets en deurgrond met my hart. En hy sê, die volgende oomblik, toe begin hy weer in tale te bid. En hy sê, lewe, kom terug. En hy sê, hy kan nie vir ons vertel het, die joy en die dankbaarheid wat hy beleef het, toe die lewe weer terugkom. En daai eenheid tussen hom en God, die liefling van sy siel, weer in plek kom nie. En ons sit nou maar allerhande klomp teologiese goed is eers een kant, en ons kyk na ons verhouding met God, en ons kyk na die sagtheid, die duif, die Heilige Gees, wat bedroefbaar is, deur ons. Stem jy saam? En nou sê hy so, hy gaan aan, hy sê, God wil terugkeer, en die volgende punt is, in Kain se geval, en Israel, en as ons dit nou in die Nuwe Testament noem, partykeer ons ook beroof God, en wat God toekom, naamlik jou eersteling, om my, God weet, wanneer ek my ofkats vir hom gee, amen, en God is jou eerste liefde, ek meen die skrif is vol daaroor dat hy ons eerste liefde is, nou, vers 10 en 11, dis nou nog steeds na die Maleagi 3 gedeelte, hy sê, bring die hele 10 na die skathuis, ensovoorts, en dan sê hy so, en beproef my daan, of ek die sluise van die hemel sal oopmaak, en dit is wat, ek saam met dit het ek daar geskryf, Spreuke 3 vers 9 en 10, nou daai Spreuke 3 vers 9 en 10 sê, vereer God, deur die eersteling van al jou inkomste, sodat dit met jou goed mag gaan. Nou die vers, nou kom dieselfde dudes, wat sê, jy moet nie meer 10de gee nie, ok, maar hulle is lief om die volgende, want dit is Ou Testamenties, maar hulle hetselfde ouens bely vers 12 en sê, dan sal my skure goed gaan en die Here sal my seën en alles, hulle is lief om dit op Facebook, daai selfde vers 11 te post, die skure van die hemel sal vir my oop wees en alles, maar dan sê hy, maar hulle sê vers 10 is Ou Testamenties, is Ou Testamenties, maar ensovoorts, geliefdes, Matteus 23 vers 23, in die Nuwe Testament sê, julle gee tiendes en dis reg, moet dit nie ophou gee nie, maar moet ook die ander goed nie versaak, deur jou liefde vir jou naaste te laat uitgaan nie. Nou Jesus sou nie gesê, moet nie ophou om tiendes te gee nie, as hy dit nou konseis sou gestop het nie. Amen. Nou ouens, vers 14 en 16 sê, daar's 2 simptome van mense wat God bedroef. Nou kom ons wees eerlik vandag. Wie van u wat hier sit, kan met skaamte, maar met dankbaarheid vir God se grace, jou hand opsteek en sê, ek weet wat dit is om die gees van God te bedroef, dat ek al nie in lyn met die gees van God was nie. Ouens, ons almal het God al bedroef. En hy sê, daar's 2 simptome, wat ek nou in Kain se geval gaan uitwys, maar wat in hierdie gedeelte uitkom hierso. Hy sê depressie
En ek praat nie van fisiese depressie nie, wanneer dit 'n chemiese ding is nie, dis reëel, en ek miskyk dit nie. So, dit is nie dat ek chemiese depressie, as ek dit nou so kan sê, miskyk nie, maar ek praat van hier, van eintlik neerslagtigheid. Hy sê, dis een van 2 keuses, wat mense wat daar sit, en wat weet, hulle het die gees van God bedroef, wat een van 2 emosies face, of gaan reageer. Een is of hy gaan sê, ag, los dit alles, dis nie die moeite werd nie. Of hy gaan opstaan en hy sê, ek wil kerk toe kom, en ek wil fellowship met die broeders hê. Dit staan daar. Nou wat is die regte keuse? Antwoord my gou. Jy het nie baie savvy nodig om te weet wat God wil hê. Wil God hê, jy moet daar sit en sê, ag, dis nie die moeite werd, kyk hoe vergeet die Here my. Of moet ek opstaan, sê hy, en na die broeders gaan en fellowship soek en sê, kom ons aanbid die Here, en kom ons kies dit wat reg is. Halleluja. So dit is eintlik maar 'n keuse binne my. Nou hoor nou hierdie mooi gruesome Psalm, Spreuke 19 vers 3, in die ou vertaling sê die volgende, hy sê, daar is een wat God teleurstel, en wat doen wat verkeerd is in die oë van die Here, en wat die gees van God bedroef, jy kan dit nou maar hoor, hy sê, en dan is sy hart vertorend op die Here as dit met hom sleg gaan. Klink dit nogal bekend, maar kyk gou hoe sê die Passion vertaling dit. There are some people who ruin their own lives and then blame it all on God. Is redelik straightforward, maar wie van u weet van mense, tenminste, jy hoef nou nie jou eie hand op te steek nie, maar wie van u weet van mense waar u dit al gesien het, they ruin their own lives, en op die ou einde van die dag sê hulle, hoekom het die Here dit nou oor my pad gebring? Ek het dorings geplant, ek het dan so gehoop, en ek het geprofeteer dat hy doring sal vrek, hy het nie gevrek nie. En nou sit hy doring, kyk hoe groot is hy doring, waar is die Here in alles? Ken jy dit? Wat gaan jy vir iemand antwoord om te sê, jy het die doring geplant, kyk hoe groei hy nou, en nou kry God die skuld. Wat sal jy vir homself sê? Dit is soos daar toe ons in Walvis gebly het, toe vertel hy, hy het in Slip bedien, nou Slip, SCHLIP, dis daar naby Rehoboth, nou dis daar so nedersetting naby Rehoboth, en die een is bloedwarm. Ouens, as jy dink, Vryburg is warm. Kyk, daar jaag die jakkels die lamme al twee loop maar. Kyk, dit is die melktande word suur, die kinders se melktande word suur, maar daar is dit warm, en die dag het ou Koenie daar bedien, en hy vertel, hy sit, en dit is 'n sinkgebou, en dit is doodwarm. Hy sê, en daar staan 'n ou op, en hy bring 'n getuienis, broeders, en hy sê, ek het in die week van Rehoboth afgery, en dan klap die mense hande, hy sê, en daar kry ek 'n pap wiel, en ek het daar gesit in daai hitte, en gesit, en ek het gewag op die Here. Hoekom het hierdie kar nou, hoekom het ek 'n papwiel? En ek het 'n antwoord van God gesoek. 45 minute later, broers, in daardie hitte, toe kom die stem van God na my, en hy sê, my seun, klim uit, haal die spaarwiel uit, ruil die wiel om. Dis die woord van die Here. Goed, maar ouens, as ek 'n doring geplant het, moenie oor hom profeteer, hy gaan nie vrek nie, haal hom uit. Amen. Is dit redelik prakties? Goed, nou ouens, so dis wat hy daar sê. Nou kom ons kyk nou in Genesis 4 vers 5 sê, maar Kain en sy offer nie aangesien nie, toe word Kain 2 simptome, kwaad of baie kwaad, en sy hoof het gehang. Met ander woorde, woede en neerslagtigheid, of ek het daar geskryf depressie. Ouens, is dit nie baie keer die simptoom as God my offer nie aansien nie? En dit was die simptoom, en met ander woorde, ek het hier geskryf, woede en depressie as gevolg van om God te beroof. Eintlik, ouens, straightforward, his soul was out of peace. His soul
was out of peace. Is dit wat oom Niels Prinsloo beleef het? Is dit wat Etienne Binneman al baie beleef het? Is dit wat al baie beleef het? Jy skop die kat en alles, en almal lei daaronder, behalwe om die ding te face. Maar julle is 'n heilige groep, hoor. Ek voel so uit my diepte uit vanoggend. Maar in elk geval, Habakuk 2 vers 10 sê 'n gruesomely ding. Hoor nou in die Engels, hy sê, you sin against your own soul, and you bring shame on your own soul. As ek iets bedink wat God beroof, I can shame my own soul and I can sin against my own soul. Nou, wie van die weet, partykeer is die moeilikste ding wat ek moet face, is as ek vir niemand kan kwaad wees behalwe vir myself. Hier dan sit nie lekker nie, stem nie saam, want dan kan ek nie iemand anders die skuld gee nie, dan moet ek teruggaan en ek moet dit gaan face. Maar die lang en die kort is, onthou vanoggend se boodskap is, jy moet dit bemeester. Jy moet, en hoor nou vers 6 sê, en die Here sê vir Kain het nie eens na die Here toe gegaan nie, die Here kom na Kain toe en hy sê vir hom, waarom? Nou ouens, daai woordjie waarom, het ek eendag in die Etienne vertaling gaan lees. En daai woordjie toe God vir hom vra waarom, beteken dit in my, wat ek daarin sien is, die liefde van God, die moeite wat God doen, God zoom in op jou emosie om het te hanteer. God kom en hy sê, Kain, waarom hang jou kop? Hy sê vir hom, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? En onthou, hierdie is nog voor hy vir Abel doodgeslaan het. Dis nog voor hy vir Abel doodgeslaan het. Vers 7, nou kom die Here en hy gee vir hom, en dis die tema skrif van vanoggend, dis 'n lewensles. Ek bid en ek bless jou vandag in Jesus naam, dat jy hierdie skrif nou sal ken soos Psalm 23. Of Johannes 3 vers 16, want so lief het God die hele wêreld gehad, dat jy Genesis 4 vers 7 net so goed sal ken. Dis 'n lewensbeginsel in die begin van die mens se doen en late op aarde, het God dit toegelaat om dit daar te skryf, dat die human race throughout hierdie beginsel kan ken, en weet jy wat, hierdie skrif is toegehou deur die hand van die vyand oor vir en biljoene Christene om nie hierdie beginsel raak te sien nie. Die Here sê vir Kain hierso 'n lewensbeginsel, hy sê, en ek lees sommer net stryfwoord in die ou vertaling, hy sê, is daar nie verheffing nie? Onthou, verheffing is sy kop het gehang. Is there no upliftment as jy goed doen nie? Die Here vra vir hom 'n vraag, hy sê verheffing as jy goed doen. Sê gou saam met my, verheffing of ek voel goed, wat se dopamine of wat se daai goed voel hormoon, is dit nou wat hier so ter sprake is? Hy sê, sal jy dan nie goed voel as jy goed doen nie? Met ander woorde, as jy goed doen, verheffing as jy goed doen, strydvoort, jy sal goed voel as jy doen wat reg is, as jy in jou skepingsdoel, as jy doen wat jy weet wat reg is. Goed, so jou kop hang, want jy weet, strydvoort, jy het 'n inner man, jy het 'n gewete wat jou pla ensovoorts. Maar nou sê hy, so die sonde, is hy daar in die Bybels daar, hy sê die sonde, hy sê, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Yes. Die sonde lê en loer. Hoor nou mooi, en waar loer hy? Hy loer, ek het uitgelig hierso, voor jou deur. Sonde lê en loer voor jou deur, en die slegste nuus wat ek vandag kan gee, tot die dag van jou dood, gaan die sonde voor jou deur loer. Hoekom sê hy daar voor jou deur? Die rede is, dis naby jou. Dit wil in jou kop kom. Sonde wag net vir jou om dit te vat. Hy klop en hy lê en hy wag altyd. Daar's altyd daar so geleentheid, altyd 'n rede vir jou om net jou hand uit te steek. Daar's 'n skrif in Petrus wat hy sê, sonde, as die oomblik as ek dit ontvang, dan baar dit die dood voort. Iemand het eendag, die ou mens het altyd 'n stelling gehad, jy kan nie help dat 'n voël oor jou kop vlieg nie. Help my gou. Maar wat kan jy help? Dat hy in jou kop nes maak. Ken julle dit nie? Nie. Jessie.
Goed, nou kom ek, ons leer gou vir ons wat die ou mense ons geleer het. Ouens, jy kan nie help dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan help, jy kan keer dat hy kom nes maak op jou kop. Die sonde lê en loer, dis nog nie verkeerd nie, stem jy saam? Maar sy begeerte is na jou, maar gooi net gou weer vir ons daai, liefling, net daai prentjie op asseblief, kyk na daai twee manne, en die heel eerste slide, ekskuus, nou moet sy terug tot bo, maar jy moet dit bemeester. Ouens, Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig. En een ding wat ek gedoen het, is ek het die geloof behou. En Hebreërs 12 vers 4 sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Ouens, hulle vertel, dankie, ons kan gou weer na die volgende, ons maak klaar. Hulle vertel dat in die hoofpriesters wat in die Ou Testament die volgende dag gaan deur die voorhangsel gegaan het om die bloed van die diere te offer, het daai nag voor hy gegaan het hy nie geslaap nie. En dan het die ander priesters vir hom die hele aand uit die wet uit gelees. Nou ja, ou kan redeneer, ja, maar dis uit vrees en alles, jy kan maar redeneer, maar is daar nie dalk iets wat in hulle kultuur was nie, want hulle vertel, hulle was te bang dat hy droom, en in sy droom, 'n perverse droom was, en môre moet hy sy die bloed van die offerdier gaan offer, en dan sal hy dood neerslaan. So dit was vrees, maar is daar nie iets wat 'n ou kan besef daarin van, om te sê, Here, toets en deurgrond my, ek wil my eerste, my beste vir U gee. So, nou die tema van vanoggend is my laaste woorde vanoggend is, of ek maak klaar, en dit beteken baie, dit beteken nog nie niks nie. Sy begeerte is na jou, maar lees nou daai laaste vers, daai laaste woorde van daai skrif. Hy sê, maar jy moet daaroor heers. Die sonde lê en loer vir jou, maar jy moet, sê gou hierdie woorde, jy moet, ek moet daaroor heers. Nou daai woordjie daaroor heers, is 'n klomp woorde in verskillende vertalings, is 'n gewellige groot woord weer eens, en as jy verskillende vertalings in die Bybel gaan lees, sal jy sien, daar's verskillende bewoordinge vir hierdie een woord. Hy sê, you have to master it. You have to subdue it. Jy moet dit bemeester, jy moet hierdie fight, ouens, jy gaan hom wen, maar jy gaan hom fight totdat jy hom wen. You have to have dominion over it. You have to have dominion over it. Nou geliefdes, daar's 'n seer skrif, Micha 4, vers 9, hoor nou hierdie skrif, ek quoteer dit vir u, net soos dit in die Bybel staan. Nou ek is bly, hier's nou nie groot goed is waarmee jy my kan gooi vandag nie, daar's nou 'n koffiebeker en ek sal hier buk as hy my hierso gooi. Maar geliefdes, daai vers sê, dis God wat met ons praat, hy sê, hoekom skree jy so hard? Is daar dan geen koning binne in jou nie? Kan ek dit weer vra? Hoekom skree jy so hard? Is daar dan geen koning binne in jou nie? Kan ek jou irriteer en dit vir die 3de keer vra, hoekom skree ek so hard as ek in hierdie fight is? En ek sukkel, as ek dit nou so kan sê, en God sê, is daar dan geen koning binne in jou nie. En dit bring my weer terug na Josef se geval in Psalm 105, vers 17 tot 19, wat sê, hy was nie eens deur sy eie sonde nie, deur vervolging, deur omstandighede, dit was nie sy skuld nie, dis die ander kant van die muntstuk wat ek nou van gepraat het. Hy was in die put gegooi, hy was in die tronk gestop, hy was onregverdig in die tronk gestop deur Potifar se vrou, ensovoorts, en hier sit hy in die tronk, en almal vergeet van hom, en die skrif sê, hy daar gesit in die eisters, met ander woorde in die huiskerker, of in die boeie, en dan maak hy 'n stelling, hy sê, hy daar gesit, en gesit, en baie keer sit
en sit ek binne in 'n situasie. En hoor nou mooi, geliefdes, hy sê hy daar gesit tot dat. En toe iets gebeur het, toe daai iets gebeur het, sê die skrif in die volgende oomblik het die goed vir hom gedraai. Toe die Here hom beproef verklaar en hy's uit die tronk uit en hy het second in charge van Egipte geword en alles. Wat het gebeur? Is iemand daarso? Weet jy daarso? Psalm 105. Goed, kom ek quoteer dit vir u. Hy sê hy het in die boeie gesit totdat sy siel in die eisters ingegaan het. Frek, nou wat beteken dit? Ek het dit al 'n paar keer verduidelik, maar vir daai dag toe Kwagga nie hier was nie. Hy sê hy het in die boeie gesit, in die eister gesit en gesit totdat sy siel in die eister ingegaan het en toe het God hom beproef verklaar. Wat beteken dit, geliefdes? Dis 'n Joodse idioom. Wat beteken sy siel het net so sterk geraak soos die bindinge, soos die challenge wat voor hom was. Dit beteken hy daai uitdrukking van die brein kies die pad van die minste weerstand een kant toe geskuif en gesê hierdie ding gaan my nie wen nie. Eendag by die gym, toe oefen 'n ouetjie daarso. En nou weet ek, hy kan hierdie goedes optel. En dan kom hy sê, en vir hom, of hy wou 10 reps gedoen het, sê nou maar, en hy kom net by 5 uit. En ek onthou die dag, neem ek vrymoedigheid en ek stap na hom toe, en ek sê vir hom, brother, jy kan nie hierdie ding los nie. As jy hierdie ding nou los, net by 5 reps, en jy kan nie 10 doen nie, en jy loop, dan het hy jou gewen. Volgende keer as jy kom oefen, begin jy, uit jou onderbewuste begin jy as 'n verloorder. Dis beter, sit dan hierdie ding neer, kry die asem en maak dit klaar, voordat jy aangaan. Want as jy hom klaar gemaak het, voordat jy hom aangaan, of volgende keer kom jy en jy sal sien hoeveel makliker jy dit reg kry. Dit is wat dit beteken, om vir hom te sê, jy's nie my baas nie. Jy wen my nou, jy wen my môre, jy wen my oormôre, maar ek gaan jou nie los nie, jy is nie sterker as ek nie, daar gaan 'n oomblik kom, dat die ding draai, en ek gaan jou wen. Dis wat dit beteken, ek gaan jou wen. Sê saam met my, sê dit bietjie beter, daar sê, geliefdes, dit is, jy moet dit bemeester. Hoekom skree jy so hard? Help, help, help. Is daar dan geen koning binne in jou nie? Jy is meer as 'n oorwinnaar. Geliefdes, wat moes Kain eintlik gedoen het? Straightforward. Hy moes teruggegaan het en hy moes sy alles vir die Here gaan gee het. Dan sou alles voorkom gewees het. Het hy reg gekies? Nee, want die volgende oomblik gaan jy sien in vers 8 kom hy en toe het hy vir Abel doodgeslaan. Hy het nie eens geluister na die raad wat God hom gegee het nie. Picture wat sou gebeur het, Johan, as Kain na God geluister het en hy gesê het, okay Here, ek besef, en hy sou teruggedraai het en gesê het, ek kies om my beste vir U te gee. Ek kies om daai beste vir U te gee. Dit wat maak nie saak wat die probleem is wat ek face nie. Ek gaan terug wat vir my dalk moeilik was en ek lê my trots neer en ek maak klaar wat ek moes van die eerste plek gedoen het. Sou alles anders gewees het. Is ek verkeerd as ek dit sê vandag, ouens? Is dit nie wat Jesaja 30 vers 15 sê, in terugkeer lê jou krag? Wie van die ken daai skrif? In terugkeer, dis daar waar jou sukses lê. Sê dit gou saam met my. In terugkeer is waar my sukses lê. Daar's nie 'n ander way out nie, ouens. Jy moet dit face. Dis baie keer die moeilikste ding om te hoor. En Handelinge 3 vers 21 sê, as ek terugkeer, sal tye van verkoking, Handelinge 3 vers 19 tot 21, tye sê times of refreshing, is dit nie kosbaar gesê, hy sê, dis wat sal gebeur as ek terugkeer, na dit wat ek moet doen. Geliefdes, is 'n lewensbeginsel in ons lewens, wat God vir Kain daar gestel het, en wat God vir die mensdom daar gestel het, is, God bly
goed. Hy het jou 'n mandaat gegee en binne in jou is 'n koning wat jou help, wat jou guide en daar's nie 'n ander way out nie. Amen. Die ouens sommer net laastens sê God sê en sy gevoel oor jou en sy uitspraak oor jou is onveranderlik, is irrevocable, wat beteken dit kan nie, hy gaan dit nie terugneem nie, en sy uitspraak oor jou is, jy is meer as 'n oorwinnaar. Straightforward, dit gaan nie verander nie, en dis hoe God oor jou voel, en hy sê vir jou, jy gaan wen. Nou, kan ons vanoggend somme voor die Here kom, en as daar 'n battle is wat jy fight, of whatever die geval is dit somme 'n voorreg vanoggend, om net te kan sê, kom ons bring dit vir die Here, en Here kom werk in my, en as ek baie keer moet teruggaan op my spoor, en dit moet gaan doen wat ek moet doen, ek gaan dit nie los, my siel het in die eisters ingegaan. Amen. Yes, kom ons bid soms saam. Here, dankie dat U die rots is van die eeue. Here, hoe sleg sou dit nie gewees het as U veranderlik was nie, as U sou verander het nie. Hoe sleg sou dit gegaan het as U wat die pa van alle paas is, manipuleerbaar was deur ons tantrums nie. Want dan sou U nie God gewees het nie. Here, ek wil vandag net as ek myself in Kain se posisie kon sit, wat ek eintlik ook al baie was, of in Israel se posisie was, wat God beroof het, en my kop hang, en dit gaan eintlik nie goed met my nie. Wil ek vandag dankie sê, o Heilige Gees, dat U die Parakletos is, dat U die trooster is wat gekom het om my te lei in waarheid, om my te lei in die oorwinning in. En Here, soos daai foto toe ons begin het, van daai 2 manne wat begin stoei, en Paulus sê, our struggle, our wrestle, ons stoei, ons worstelstryd het begin. En as U gesê het, jy gaan wen, dan het U dit bedoel, ek gaan wen. En dankie vir daai waarheid. En dankie dat daai waarheid meer die waarheid is, as wat my huidige emosies is. En daarom kom bid ek vandag vir ons almal wat hier sit. Soos daai tannie vir Tannie Marie gesê, daar's nie ander way out nie, jy moet teruggaan. Is my gebed vandag, Here, dat elkeen van ons sal teruggaan en soos oom Niels Prinsloo gesê het, weer daai lewe beleef. Daai eerste liefde, daai joy, daai wowness of your presence, die heerlikheid van U teenwoordigheid, the glory of your presence beleef. En my gebed is, Here, dat dit 'n stukkie hoop vir ons elkeen sal gee. Dankie vir U woord, wat sê, in terugkeer lê jou krag. Daar's krag. Here, Paulus het gesê, in 2 Korintiërs 3, elke keer, wanneer ek my bekeer, my gedagtes na God toe rig, val skille van my oë af. Wat 'n belofte, Here, wat 'n great challenge is dit nie, Here. Dan sê ons, Here, dan wil ek hierdie battle wat voor my is. I may not face
Goliath, soos ons gesing het. But I face my own giants. And I wrestle with it. But I will conquer. Want dis wat God gesê het. In Jesus naam. En ek bid vandag, Here. Ek bid vir getuienisse. En ons somme spoedig sal hoor dat mense sê, ek het 'n battle oorwin. Ek het oorwin. Hier was 'n ding wat my oormeester het en sê, ek het gesien hoe lê hy voor my deur, but I have mastered it. Ek het dit vasgepent in die grond en ek het hom oorwin. Hallelujah. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Amen. Hallelujah.